Wat is die sleutel tot God saligheid? Vandag se refleksie en nadenke is vir ons opgeteken in Matteus 6 vers 33. Laat ons stil raak oor die woord en gehoor gee en aandagtig luister na die gedagte. Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die mense soek vandag hulle eie belange en nie die belange van God nie. Die mens dink hulle het God nie nodig nie, maar daar kom 'n dag en 'n geleentheid waar hulle God dringend nodig het, dan weet ons waarheen om te gaan en God te soek. Kolossense 3 vers 1 tot 2. As ons saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Die koninkryk van God verwys dus na die uitverkorenes van God, uit genade en deur die Heilige Gees bewerkstellig is. Matteus 5 vers 10. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Laat reg en regverdigheid in jou lewe geskied, want ons aanbid 'n regverdige God, wat vir ons omgee, want God is nie onregverdig nie. Romeine 6 vers 13. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel jouself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. In Johannes 3 vers 10. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen, is nie uit God nie, en hy wat ook sy broeder nie liefhet nie. En daar is baie goeie nuus vir ons. Ons wat wandel in die geregtigheid, want daar is 'n groot bonus vir ons, en dit is die guns van die Here wat op ons en ons familie gaan volg. Psalm 23 vers 6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Die sleutel van die ewige lewe is in ons besit. Ons kan die deur oopsluit of dit toehou. Wat is die keuse vandag? Ons Vader wag vir ons met oop arms om ons te verwelkom in die koninkryk van God. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan, met die geloof dat God in jou lewe werk. Vader, op hierdie oomblik tree ek in vir ieder en elkeen van ons. Help ons om staande te bly, totdat U op die wolke verskyn en U kinders kom haal, dat ons wil staande bly en nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. In Jesus naam, amen.